Sê die asseblief. Dank Here dat ons allemaal by mekaar gekom het vandag. Is allemaal veiligheid, Here. Dank Here dat die Heilige Gees die eerste wijs en praat, Here. Elke ons daar ook nog vandag. En ons sal die woord en vrucht alles aan ons valk en die vrucht en klaar is. Amen. Amen. Terwijl ons so staan, halleluja. Welkom aan elke een wat vanoggend hier so is. Weet jy, so ek staan hier vanoggend en ek dink vir myself, hoe belangrik die diens vandag eintlik is. En weet jy wat se sê part vandag is? Almal is hier om te hoor. Halleluja. So ek wil vanoggend hê dat jy nie hierdie diens nie soos enige ander diens minag. Jy weet, ons kom in die kerk en ons loop dieselfde uit. Elke Sondag, Sondag vir Sondag. Ek wil vanoggend hê dat jy gefokus moet wees. Jy moet gefokus wees op die woord, want jy gaan net mis vandag in die groot wees. Halleluja. Is julle gereed om na die kerk te volg? Ja. Hoor ek kan ons net bietjie die Here lof en 'n prys gee. Kom ons loop vir die kerk. Ons doen dit baie. Weet jy wat? Hoe goed is dit vir my en jy elke dag? Ons doen dit tot in nooit. Ons sing 'n liedjie. As jy staan die liedjie gestaan het, dan hoor ek die doodse stilte tot die volgende liedjie begin en dan gaan ons. Hoor ek prys die Here bietjie. Gee hom bietjie eer. Want hoekom staan ek hier vandag? Deur God se genade. Otherwise, ons kan hier gestaan het en ons was daar by sterkpunt en die afgang waar ek kopstukke so staan, dan was ons daar. Maar ons is, so ons kan vir die Here dankie sê, dat ons hier so is. Halleluja, dankie Kevin. Die liedjie sê my elke keer as ek sê, holy is die Here. Dan kry ek 105 van kop te bone, want hy is heilig. Halleluja. Hy is heilig. Nou die wêreld hier buitekant is in 'n woerbaai. In 'n woerbaai streek, hoor wat ek sê. Ons is nie volgend hier om enige mens te oorbring, halleluja. Moenie my verkeerd verstaan. Wat ek staan, haal ek vir jou uit die woord uit volgend, halleluja. Ek haal dit vir jou direk uit die woord uit. Die Bybel, die Here het my bekend gemaak gister. Die hele week sien ek hoe mense na 'n boodskap vandaan die boot heeltemal in 'n woerbaai is. Hulle is heeltemal, hoor die mense begin huil en hulle moet hulle kinders uitkry by die Here en al die goed. Hoor die is, mense begin in chaos te lewe. Wat dit begin in chaos. Maar weet jy wat sê die woord van God? Broeder gaan teen broeder opstaan. Dis deel van die eindtyd. Broeder gaan teen broeder. Wat bedoel hy daarmee? Matteus 10. Jy dien die Here, ek dien die Here. Die duiwel gaan kom en gaan konflik staai tussen my en hom. Dis wat hy doen. Hy wil konflik saai tussen mense. Want as hy konflik saai tussen mense, gaan hulle nie by God uitkom. Want jy gaan 'n hart vir jou broer ontwikkel. Jy gaan hom met klippe stene, luister. Niemand is hier vanoggend om enige ou te stenig. Niemand. Luister wat ek sê. Niemand het die reg om aan jou te stenig. God homself is die een wat daar sal staan. Wat jy voor gaan staan en hy gaan met jou praat. Hoor jy was hier reg. Dit wat jy gesê het is reg. Hoor jy nie ding met my op en 'n worsteling gehad. Ek is ernstig. Maar ek ben net weer eens besef. Hoekom het ons mense opgehou? Hoekom het ons mense opgehou kry om te sê maak reg met die Here? Hoekom? Nou kan ek vir jou sê, luister jou broer. Ek stuur jou WhatsApp. Die Here het my gewys, jy gaan môre middag 12 in mekaar opgeleid.
Wie het al die movie Left Behind gekyk? Ja. Wie? Die Here wys vir my Christus, jy het mos die movie gekyk. Het jy gesien dat hy man iemand hier so gestaan en gesê, hoor die so ouens, weet ek nou reg maak, 25. Of het jy gesien, dat wat in die movie gebeur het, ewe skielik, het die mense net op die vliegtuig weggeraak. Weggeraak. Nou dit is gebaseer op die einde. Is gebaseer alles op die wegraking op die einde. Die movie as jy ook gaan kyk, gaan nie nou self begin so kyk. Ek wil hom eintlik vanoggend weer gespeel het. Om julle te wys aan die begin of waar iemand was op 'n pedestal waar die mense gewaas het. Baie mense is in 'n konflik. Nou ek gaan maar God se woord. As iemand vir my sê, gaan kyk ek op God se woord. Of het reg is om verkeerd is. En as julle almal se plig op. As ek op 'n Sondag woord gee, moet julle na 'n kerk gaan kyk of dit in die Bybel staan het. Want as dit nie in die woord staan nie, kom dit nie van die Here af. Halleluja, ek skoon net asem uit. Ja. Tans wat besig is om te gebeur, mense gaan begin rondhardloop, soos wat hy net behind was. Het julle gesien wat er gebeur? Die Bybel sit nog in die plek, die hele plek is vol mense, en ewe skielik is die Bybel. En die mense wat in die plek sit, die kerk is die mense daar, en ewe skielik zoek, weg die mense. En die ander mense wat agterbly is hulle, wat sy saak nog nie reg is. Die mense wat gegaan het, sy saak was reg. Halleluja. Gister sê iemand vir my weer, God kan na sy seun toe gaan, en vir sy seun waarsku, vir hom sê, waarsku die mense dat ek gekom, reg, sê my saam met my, hy kan dit doen, hy is al machtig, hy kan dit doen, en Jesus die seun van God stuur die Heilige Gees na ons, dis ek reg, as ek so sê. Maar hoe sal Jesus geweet het? As God in sy woord sê, niemand sal dit weet nie is my seun of die einde. Hoe sal Jesus het geweet het? Ons staan vast op die woord die volgende. Dit wat in die woord staan. Ek en jy kan nie weet nie. My boodskap wat ek vir jou wil gee volgende is. Moenie worry oor dit daar nie. Moenie worry oor enigiets anders nie. Ons moet elke dag lewe. Al wat jou laaste is. Halleluja. Amen. Wat het hy nie gesê? Jy moet gereed wees as Jesus kom. Jy moet nie nog wonder nie. So elke liewe een van ons wat die volgende sit nie om te werk. Want weet jy wat? Hy sê dat hy nie vol mense by die koninkryk van God sal wees. Is dit reg? Ja. Weet jy wat? As jy saak jy reg is met die Here nie, vertel ek vir jou weer agter. Waar sal die kinders hulle musiek gelees het voor? Kinders musiek gelees het voor. Halleluja. Amen. Hoe gaan jy voel? Ewe skielik is my vrou weg en die tweeling is weg. En ek bly agter. Weet jy wat sy gevoel gaan lewe moet gaan? Hoekom het ek nie eerder my saak met die Here reggemaak? Baie mense het gesê, ja, hardloop en nou moet julle dit doen, want julle moet julle nou self bekeer nou. Hoeveel mense het ek al gedoen by my lewe, halleluja? Hoeveel van die mense het regtig uit in die harte uit? Dit bedoel om bekeer te word, dit bedoel om gedood te word. Wat ek uit in die harte uitgedoen het. Ek kan ook nou net in gooi, in die doelbad omgooi, en my uithaal. En vir my bid, maar as my hart nie reg is. Hier binne dan is ek nie bereid om skoon te maak nie.
Ek is gedoop, nou kan ek maar aanjaag, ja? Dis mos vir die ouers dit. Ek is mos gedoop, nou kan ek maar aanjaag, hoor nie? Ek kan nou net doen wat ek wil, want ek gaan nie die oorlog kry vir wat ek gaan nie gaan. Jy gaan. Jy gaan. So moet niemand anders vir jou anders te vertel. As jy gedoop is, moet jy naam van God lewe. In elk geval, jy moet jouself bekeer van jou verkeerde lewe. Dis wat die woord van God sê. Nou, as jy dit bedoel as jouself bekeer van die verkeerde lewe, gaan jy nie meer doen. Ek het dit. Jy gaan nie weer terug gaan na die ou kalite. As jy dit nie jou kwaad maak, gaan ek terug na die ou kalite. Haal ek jou ou kalite, so ruk jy dan kom ek weer na die nuwe kalite. Dat gaan nie so werk. Gaan nie so werk. Luister eens op. Een ding wat daar in die woord gesê waar hy nie verkeerd was, is die koms van die Here is nader. Daar stem ek 100% saam. Ons moet regmaak. Die tyd is nou. Jy moet regmaak. Sit jouself, kyk elke dag in die nuus. Wat gebeur? Ek hoef niks, ek gaan nie eens kyk berei oor dit volgende. Maak jou geestelike oë oop en kyk wat gebeur oor dit. Alles is besig in plek te val. Vir die wêreld. Gaan kyk. Gaan lees het. Hoe meer jy lees altyd Bybel. Is ek reg wat ek hier sê of as ek verkeerd? Halleluja. Kom ek gaan probeer die Bybel uit. Julle maar dink julle gaan nou wake up call, WhatsApp call kry, né? Hoor gou hier so. Ek het dit aan navoes. En soos ek sê, ek glo aan dit wat hier kom. Ja. Matteus 24, vers 36 tot 44. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die seun nie. Nou wie is die seun? Jesus. Net God gaan hom bevel gee om te kom. Die Here God gaan homself kom, hy gaan niemand baas. Soos 'n dief in die nag. Net die Vader weet dit. Luister. Net die Vader weet dit, daar is 'n antwoord. Soos dit in die tyd, soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. Hoor jy so, ek staan op God se woord. Gaan lees het. Ek staan op God se woord voor. Ons kan nie die Here sê en sê woord. Jy mag nie byvoeg nie, mag jy weg. Hierdie is die boodskap wat die mense moet hoor. Hierdie is die boodskap wat die mense daar buite moet hoor, om hulle lewens weg te maak. Want jy gaan nie 'n warning kry nie. Jy gaan nie. Maar soos ek sê wat die Here vir my gewys het, ons gaan niemand gaan niemand oordeel. Vanoggend, dit gaan nie oor oordeel nie. Die Here het my gewys, dit gaan nie net oor daardie bote gaan vanoggend nie, maar ander predikers ook. Want weet jy wat, as die eindtyd kom, die ouens wat gaan ingaan as my, so weet jy wat, die vyand gaan rondloop soos 'n brullende leeu, en hy gaan Christene teen Christene opmaak. 1 Petrus 5, 7 en 8. As ek aan Komens lees, wat hulle vir hom gestuur het, dan kan ek net sê, Here, wees hulle genade. Nou as julle sê, Here, julle help hom, en julle bid vir hom, hoekom ons oor julle in ons slegste? Hy is 'n kind van God soos ek en jy. Hy het dit miskien bietjie ver gevat, maar kom ek vertel jou, een ding is verseker, God is op pad. Een ding is verseker, die Here is op pad. En as jou saak nie reg is nie,
is jy die een wat agter gaan bly. Doen julle self eens. Julle wat nog nooit net werk gekry gaan kyk. Gaan kyk om en praat met my volgende Sondag. Dit is net hartseer om te sien. Dat ons mense begin mense volg. En nie meer vervolg. Maar dan ons begin mense vervolg. Wat mense sê, glo ons. Ons glo nie meer wat God vir ons sê. Ons het aanhangers van mense geword en nie van God nie. Hy is die een wat op 'n pedestal moet gesit word. Want hy staan agter al wat jy voor gaan staan. Jy gaan agter al voor hom staan vir iemand anders. Elke ou wat valse moet sê, hy is die ou wat alleen voor die Here gaan staan. Jy gaan nie saam met hom staan. So moet hom nie volg. Moet hom nie volg, die volg wat God gee. Jy weet dan wat jy moet werk volg. Jy weet, soos ek gesê het, ek het al 20.000 mense gedoop sê. Ek het al baie mense gedoop, baie. Bekenders en mense. En ek sê vir my vrou Christel Rowan, ek sê wat sê om te sien wie van hulle volg die pad. Kom ek kan jy nog iets net in jou vertyding as jy. Kyk toe gou wat ek gekom het, hè. Ons Here het al 100 kinders sterk gestaan in jou lewe. Hier is getuies wat die sit wat my kan staan. Toe COVID kom, en COVID is verby, toe sal seker van hy 100 kinders, beteken 15 kinders. En is baie sad om dit te sê. Maar is deel van die goede van die einde. Is goede wat gaan kom. En weet jy wat, as ek nie opgewas is, teenoor dit. Dan gaan ons opsig. God werk op mysterieuze wijs. Hy gaan ons as die diep in die nacht gegeven. Wanneer ek en jy dit nie verwaag. Jy weet ons nie as die diep van kom, weet jy? Wie weet as die diep van kom? Dan mag daar sy daar weer huis getrek en die weet waar hy kom. Sy sê, die camera sien. Hy kom in die donker. En jy sal hom nie sien. Jy gaan nie eens weet hy kom. Dis hoe kom. Jy moet recht wees. Halleluja. Amen. Het jy self al in 'n prentjie gesit? Ja. Hier ry jy op die bus. En jy miskien is almal weg en is net jy wat in die bus sit. En jy imagine wat se chaos gaan dit wees. Airplane wat val van die party van die pilots bedoel ons het. 'n Pilot kan hom nie self autopilot nie. Die vliegtuig kan hom nie self autopilot nie. So gaan jou geliefdes gesplit word. Vir die mense wat hulle lewe opreg vir die Here gegee het, volgens die Here sou hy lewe. Dis hulle bereid gemaak. Ons speel in die kerk, weet hulle dit. Ja. Hoor wat ek sê? Ek sê dit met alle deernis en respek vanoggend. Lewe ek in die wêreld waar volgens God se wil. Ek weet ek het ook foute wat ek aan moet werk en asseblief Here. Wees my net genadig dat ek voortbring dat ek kan reg wees. Want ek wil die koninkryk van God eendag doen. Ek wil nie my vrou en my kinders verloor nie. Hulle alleen gaan en ek moet die agterbly. Het jy jouself die verlang? En dan wanneer jy 'n verdrukkingstydperk en as ek dit rus kry, ja. Tribulation. Dan die duiwel het sy goede laat loslaat. En dan
Like bring judgment. Hoor hierso, jy gaan dit nie maak. Ja, hulle sê in die woord, jy gaan smeek. Jy gaan die Here smeek om dit dood te maak. Maar jy gaan nie kan doodgaan. Imagine die marteling wat jy gekry. Ja, en na dit die vrou. Imagine jouself die marteling wat jy gaan moet handel elke liewe dag op jou. Elke dag. Jongens is nou nie net die woord hulle gehad. Wees so sê twee. Halleluja, my seun. Moenie dink. Die kinders moenie dink. Dat hulle nog aan tyd het om vir ewig te bly lewe nie. Ongelukkig, die woord sê, maar as jy tot jou sinne is en jy kan weet dat jy sondig, staan nie vir jou eie sondes pa. Sorry, nie om op jou pa. Halleluja. Amen. Ongelukkig gaan jou pa en jou ma nie jou nie red van dit. Niks. Er is harde woord volgende. Maak goed dat my wakker laat terwyl ek so staan. Wat ek definitief gaan aan moet werk, halleluja. Ek gaan moet vrykom van dit. Ek gaan moet vrykom van dit. Want anders gaan ek agterbly. En ek wil nie. Daar's 'n wenstreep wat ek wil bereik. 'n Wenstreep wat ek wil bereik en dis om in die koninkryk van God in te gaan. Amen. Ek wil net 'n mooi family. Die family ons gekry, so dat is lief vir hulle. Ek wil nie hê my family moet my agterlos. Want ek weet dat dit baie gelowig, almal vandag. Prys die Here as dit nie was vir hulle nie. Dan was ek nie hier waar ek staan vandag. Al hulle gebede, alles. My skoonma naam, daar was sy is vandag. Halleluja, sy prys. Sy prys. Weet jy hoekom? Wat sy ons reg geleer al, hoe sy my geleer van die ouderdom van hoe oud was hy, hoe sy my begin leer. Toe begin ek die spoor word, halleluja. Maar sy het my waardes geleer. Sy het my geleer, wat is dit? Wat jy aan moet werk, wat jy moet doen, om die koninkryk van God in te gaan. Halleluja. God can change anything and anybody. Luister nou wat ek sê. Jy dink dat ek se ver kom en die Here kan jou raak sien. Ek het 'n surprise vir jou. Ek kan jou raak sien. As jy wil raak gesien word. Halleluja. Dis slaat hy my niks meer nou. Ja, my vrou moet dit. Jy was nog in die rebellie. Karre gespin en paardjies hou en al die goede. Ish. Hoor ek dat hy skoon wat beteken maksimum so paard nie, dat geen karre te maar rie. Sy nooit hy daar vergeet, ja, halleluja. Sy het altyd gedreig gehoor. Maar ek het het in die Bijbel gesien, want ek het moes in die wereld geleer. Kom die dag en sê my vrou, hoor, slag ek moes hier by Kringelsparre rand en ek sê my vrou, hoor, ek bring vandag special vlees, ek het ooit nie maak, ek het in die ijskast gewerk, ek het dit toe, die vorige dag gebring, hy soep, ek gaan het vast kyk of my skoon as een vijver, sê ek gaan ons een lekker pot bou, dus bedrijf om een lekker pot bou, ek gaan het lekker sê, lekker gesels, ons allemaal, jy was daar nog lang, ons hy is gebleid aan boe, halleluja. As ek die huis kan kom spoormaak in die stoelpot.
Kom ons neem dit in die kar vir. Asseblief. Maar weet julle wat? Ek het baie keer al gesê, terwyl ek in sy so sit, nader van tyd, het sy ons gebind en so het het gekom dat my skoonma eintlik vir my gevoel het soos my regterma. Halleluja. Toe kan ek en sy op die rusbank sit. Ons gesels land en sand oor die Here, wat sê die Bybel bekend. Land en sand oor die Here. Ek het nie meneer waar jy by kerk wil gaan. Stuur ek al WhatsApp. Hoor die maar, waar staan die? Waar staan die? Alles vertel nee. Dankie waar. Dankie waar. En dankie dat ek na haar geluister het. Kom ek sê nog vir iets. As iemand vir iets sê, of jy kry 'n woord, gee aha. Gee aha. Kan ek so vra, weet hulle lewe en harte vir die raad gegee? Kom in die skam wees vir hom. Moet nie skam wees. Het jou lewe en hart vir die Here gegee, uit wat het? Uit jou eie hart uit, of 'n gebongene? Ja. Ok, luister vir my so. Hier is iemand wat kom en die so sit. Wat laat sy kom, skud hy net waar dat te gaan het. Jy het jou beself bekeer, jy het jou lewe en hart vir die Here gegee, maar jy het nie aangekeer. Jy het nie aangekeer. So jy het regtig op jou hart uitgekom. Maar weet jy wat as ek jou hart uitgekom het, sou jy nie teruggedraai het na jou verkeerde been nie. Maar jy het gesê, Here, ek het my lewe en hart vir U gegee. Ek staan vas in U. Ek staan vas vir U. Ek gaan nie na die vyand nie laat kom nie. En laat struikel nie. So eintlik wat ek wil sê, weet jy wat? Jy het nog nie eintlik jou hart in die lewe vir U. Ek het nou terug gaan neem op U. Hoor jy die manne kyk my voor. Dat ek julle 'n bietjie geslaan word. Halleluja. Eintlik het ek nie uit jou hart uit reg gekom. Want as ek in jou hart uit gekom het, sê ek vir jou volgende. Het jy vas bly staan in God se woord en in God. Halleluja. Jy het jou bekeer en jy laat doop. Die Bybel sê, voor jy die koninkryk van God sal ingaan en jouself bekeer en jouself laat doop. Of jy sal nie die koninkryk van God sal, jy sal nie ingaan. Is ek reg as ek bekeer? Nou, as ek en jy ons bekeer en ons laat doop, luister wat ek sê. Dan meen ek ons kan maar sonde. Ons kan maar net aanhou, want as het ons self ons bekeer en as ons self laat doop, so ons kan maar aangaan met ons stories. Ons gaan in elk geval die koninkryk van God self aangaan. Ons het ons self bekeer en gedoop. Dis wat jy verkeerd is voor. Want as jy jou lewe en hart vir die Here gee, luister wat ek sê, is jy 'n nuwe mens. Jy is 'n nuwe mens. As jy nie voel of jy 'n nuwe mens nie, dan moet jy jouself ook cross-question. Is daar iets wat binnekant aangaan, wat ek van hom vrykom? Halleluja. Amen. Jy sê, jong mannetjie wat jy vanoggend sit. Ek gaan hom nie uithaal volgens nie, ek sê. Sy begeerte is om sy lewe en hart vir die Here te gee en gedoop te word. Ek wil vir hom sê, vandag is 'n kans. Waar sy? Dis vandag 'n kans. Moenie laat dit verby jou gaan.
Gaan jy gereed wees as die Here vandag kom? Jy sê so. Dink bietjie mooi. Dink bietjie mooi. Gaan jy gereed wees? Vat net 'n sekonde of twee. En dink net aan jou lewe. Wat jy kan lewe. En besluit vir jouself. As die Here vandag kom, gaan ek gereed wees. Ek is doodweerlik as ek nie so staan volgende. Ek is nie nou wat loop nie. Ek haat wees. Ek lieg nie. Ek is nog nie gereed. Daar sekere dinge wat ek met die weg uitry om by God te kom. Is ek die enigste een wat vandag so kan sê? Hè? Ek vra julle volgende ding. Is julle mooi gedink? Mense dink as jy die Bybel lees en jy bid elke dag. Dan kan jy maar as jy kwaad word vloek en skel. Jy kan skinder. Jy kan allerlei snaakse goed doen. En net vra Here vergewe my en verstaan. Is ek en jy werklik waarlik gereed vir God? Het ons regtig waar vir God binne ons? As ons dan goed te doen wat teenstrydig is met sy woord, ja. As ons besig om goed te doen wat teenstrydig is met God se woord, is God nog nie reg. Luister wat ek sê. Almal is doodstil vanoggend. As ek en jy iets doen, dan kan ek weer sê, wat teenstrydig is met God se woord, is ons nog nie daar ons moet wees. En jy sal nie die koninkryk van God so omgaan. Ongelukkig nie. En ek smeer nie heuning om my mond volg in die halleluja. Ek is hallo wat sonde het, halleluja. Luister wat ek sê vanoggend. Moenie, dis hoekom ek sê, moenie agter mense aan hardloop nie. Doen jou eie ding. Doen wat jy besluit, Kali. Moenie 'n aanhanger van mense wees nie. Dit is vir my altyd so sê om te sien, jy gaan in 'n kerk en nooi aan 'n prediker om te kom preek. Dan die mense hou so van hierdie ou se preek, weet jy wat? Dan die mense nie daai ou se preek raak so loop van die kerk toe. Of as hulle hoor hy kom dan die dag nie op die kerk. Hoor jy so die Here het hoeveel mense geroep om sy woord uit te gee. Elke liewe een het 'n calling om dit te doen. Daai is mense wat mense volg. Moenie mense volg nie, moenie my volg nie. Moenie iemand anders volg nie. Volg vir God. Op jou en vandag is dit ek en jy alleen voor God. Gaan nie twee saam. En as jy hoe lief vir jou vrou en vir jou kinders, sorry toe sê ek, jy gaan nie saam met hulle voor die Here staan. Die babietjies het geen sonde nie. So gaan jy vir die verlore babie. Sit jouself in 'n prentjie vol.
Dis ook wat jy sê volgens. Kom ons los om hanger van mense te word. Kom ons fokus op God. Op jou eie lewe om by God uit te kom. Ek kan jou die woord gee, maar ek kan niks daar doen as jy dit nie vat. Niks. Ek kan vir jou bid, ek kan doen net wat ek wil. Ek kan salflappies vir jou plant, ek kan doen wat ek wil. Maar as ek nie uit jou hart uit kom nie, dat jy soos hy uitgekapte vir jou word. Ja. Soos hy saad wat val en nooit groei. Wat doodgaan, daar begin. Ja, is waar. Dink jy nie vanoggend is 'n tyd vir 'n vernuwing in jou lewe nie? Halleluja. Ek het vandag spesiaal opgestel vir mense wat hulle self hulle lewe en harte vir die Here wil gee en wat wil gedoop word. Wat voel? Ons het nodig om 'n nuwe verbond met God te sluit voor hy kom om sy kinders te maak. Ek het opgestel vandag. Ek het jou genooi. Ek het my woord afgelê vanoggend wat ek moes. Ja. Wat God vir my gegee het om af te lê. Die res is in jou hande volgens. Halleluja. Amen. Kom ons gaan nie heuning om ons eie monde smeer en ons self verheerlik. Mense wat jy so sê, wat sê, hoor, ek is self op hulle. Ek gaan one way. Gaan jy reg aan? Of gaan jy voor God kom staan en hy gaan sê, gaan weg van my af, ken jy? Want dis wat gaan gebeur. Dis wat gaan gebeur as jy nie op die regte plek is nie, as jy nie die goeie uit jou hele hart gedoen het. Jy kan nie warm of koud wees, daar sê. Die Bybel sê as jy nou spoeg jou uit. Alles uit God se woord volg. Niks uit my eie nie. Uit God se woord. Is hartseer, luister hierso. Is hartseer om te sien hoe Christene met 'n land aan die land loop. Gepraat het in die afgelope tyd. Ek is ernstig. Dis ernstig as ek dit sê volgens. Dis hartseer. Want ek en jy gaan nie die koninkryk van God ingaan as ons hier reis. En as mense wat uitgelaat het, hoor so, jy kan maar die 26ste in my huis toe kom, jy kan my huis en my kar en alles vat. Jy kan het vat, want ek kan nie wees, hoe seker is jy kan nie wees. Hoor gou wat ek sê, hoe seker is jy dat jy nie gaan wees? Lewe jy so naby God, dat jy so doodseker kan wees dat jy nie gaan wees. Dis wat ek jou vra volgens. Hou hom jou nie. Luister jy, hy sê God op bakker, hy sê klei. Gaan jy toelaat dat hy met jou werk, so dat die eendag dan kan uitkom? Of gaan jy vashou? Ek en jy is mens, hy mag dan. Ons sal altyd, jy sal nie jou innerlike prys gee. Jy hou dit nie vastgewin. Jy hou dit die binnekant vas. Nou as jy die binnekant sit, jy sit met omgewingsgesindheid volgend, hier binnekant in jou hart. Hoe gaan jy by God uitkom? Hoe gaan jy by hom uitkom? Want jy hou vas in die omgewingsgesindheid die binne jou. Al die goed
vasgreef en vasgloop. Dis 'n tyd om slaap te raak. Ongelukkig. Sonde is sonde. En daar's 'n hemel en daar's 'n hel. Ongelukkig. Daar's nie prosperity preaching volgens nie. Daar's 'n hel. En daar's 'n hemel. Waarna toe gaan jy gaan volg? Is my vraag. Waarna toe gaan jy gaan volg? Dis eintlik wat God ons vra volg, ons almal. Waarna toe gaan julle gaan my kinders? As ek na hom kom. Waarna toe gaan julle gaan? Hier waar ek jy so reg het, is gaan nie kom vandag. As hy kom vandag, hy kan enige tyd kom. Enige tyd. Hoor jy, hy kan vandag kom. Hy kan môre kom. Hy kan oor 2 jaar kom. Ek het dit nie weet. Maar kom gaan hy kom. En die tyd is naby. As jy kyk wat om ons gebeur, die tyd is naby. Daarom weet ek nie. Daarom sal ek nie weet nie. Maar kom gaan hy definitief kom. Kyk die blad en die maan gaan En weet jy wat? Kyk net die rooi maan by die dag. Gaan kyk, dit staan in die woord van God. Gaan kyk, dit staan in die woord van God. Ek sal dit weer uithaal, ek sal die stier begroet. Oor die rooi maan, die bloedmaan. Weet jy wat dit staan nie? Oor die bloedmaan. Een van julle. Staan in die woord van Here. En daar is alles tekens van die eindtyd. Die 666 het al klaar in werking bekom, die eerste implant het al gekom. Nou, wat sê die Here in sy woord? As die werk kom, dis 'n hier. Dis 'n hier en sy kinders kom haal. Voordat vernietig word deur die vrou. So maak dit sin vir julle. Ja. Ek wil hê volgende as jy wat jy sal sit volgende. En jy weet die Here praat met elke liewe een wat is so vol. Dis baie mense wat jy sit volgende nog nooit hulle lewe raak gebeur. As jy voel volgende dat jy 'n nuwe verbond met God wil sluit. Jy wat jouself al bekeer en laat word. En jy wil 'n vernuwing in jou lewe hê. Jy wil sê van vandag af, van hierdie dag af, wil ek voluit lewe vir die Here en ek moet myself laat bekeer het. Myself doop, ek wil net die koninkryk van God ingaan. Ek wil nie agterbly nie. Ek wil net